Goeiemôre aan almal van julle. Dit is maandag die 10de November en dit is 'n baie lekker dag in Pretoria. Effens bewolk. Ons reën is op pad. Is jy reg? Het jy jou emmers reg want die groot reën gaan kom. Ek hoop jy's positief soos ek. Jou oes is ook op pad en jou beste lê voor. Nou ja, ek wil vanmôre 'n bietjie met jou praat. Een van die manne wat ek mentor in my lewe, sy naam is Pieter Kushner. Jy kan hom gerus volg. Wat 'n man, wat 'n merkwaardige storie. Ou wat gesig gestremp is, ou wat sy vrou verloor het. Pieter, ek is onbeskryflik trots op jou. Vanmôre ek en hy lank gepraat en hy het begin om iets vir die Here te doen. As jy na hom kyk, dan dink jy hierdie ou was in 'n verskriklike ongeluk. Tragiese storie, maar as een ding wat die duiwel nie kon doodmaak nie, hierso binne in sy hart is daar 'n boodskap. Gaan kyk gerus, Pieter Kushner, jy kan dit gerus gaan volg. Nou ja, vanoggend wil ek juist praat oor hierdie ene. Ek onthou toe ek 'n kind was, ek was die jongste van 6 kinders. Daar op Ermelo groot geword. Skaam, ja, skaam. Nie lekker geweet wie ek is nie, nie identiteit gehad nie. Ons was maar arm ook. Jy weet, armoede kan jou mos breek in jou identiteit en jou minderwaardig maak. Ken jy daai woord van minderwaardig? Dit beteken jy is nie so baie werd soos die ryk kinders wat aan die ander kant van die dorp bly nie. Nou ons het so groot geword. Ek is nou nie hier om myself jammer te kry nie. Ek is hier om te sê dat ons almal het 'n mate van minderwaardigheid in ons. Ons voel ons is nie werd nie. Ons voel ons is nie goed genoeg nie. En ek wil juist vandag met daai een ou praat. Ek weet nie hoekom is ek so opgewonde nie. Vir hierdie een ou wat vandag hierdie boodskap luister. Wat voel jy's nie goed genoeg nie. Ek het vir jou nuus. Die Here kan enigiemand gebruik. Wie wat sê die woord? Die Here sê ek kan klippe gebruik. Hy sê die laaste tyd sal ek klippe gebruik. Ja, hier's ook maar 'n ou klip maar dat iets met hierdie klip gebeur. Hy moes eers sterf. Want jy sien, as jy het jou eie krag en jou eie natuur probeer om 'n performance te maak. Jy wil nou soos Angus Buchan wees of jy wil nou soos Reinhard Bonke wees. Jy gaan regtig nie ver kom nie want die mense gaan dink jy's fake. Jy sien die wêreld sit en wag vir 'n oorspronklike jy. Daar's net een jy soos jy. En daai jygheid in jou bring 'n varsheid, bring 'n nuwigheid. Dit bring 'n totaliteit wat die wêreld nog nie geken nie. Die wêreld sit en wag vir jou oorspronklike jygheid. Daai iets wat binne in jou is. Nou ja, ek het nie geweet dat ek dit ooit gaan wees nie. Gebrokenheid het my gebring dat ek in die bediening gekom het. Ja, jy is reg, ek gaan nie my storie vir jou vertel nie, maar die mense wat my ken, weet, uit my gebrokenheid het my afhanklikheid gekom. My afhanklikheid was, Here, help my, U is alles. Jy weet, op 'n stadium dink jy jy's so smart, en jy het hoë poste, en jy's oulik, en jy ry mooi karre, jy bly in 'n mooi huis. Dit's maar net 'n show. Dis maar net God se genade wat hy vir jou gee. Dan verloor jy dit, en dan begin jy weer van voor af, afhanklikheid. En deur jou gebrokenheid kom afhanklikheid. En deur jou afhanklikheid, hoor 'n bietjie mooi sê die Heilige Gees dit, kom jou autoriteit. Want jou autoriteit is nie wie jy is nie, dis wie hy in jou is. En dis wat die Here vir my gesê het, Dawie, kom in die woord in. Ek wil so graag jou leer wie jy is. Jy's maar net 'n dop, man. Word vol in hierdie dop, sodat die mense die woord kan hoor. Die mense wil nie jou hoor nie, Dawie. Hulle wil die woord hoor. Ek het 'n broer gehad, Peer. Baie van julle het hom geken, baie bekende Peer Spies. Hy was my ou boet. En dan wanneer ek praat, dan sê Dawie, jy's 'n leë blik wat raas. Daar's nie substance nie. Kom in die woord in. Ek was so moeg vir hom naderhand. Ek het naderhand vir my ma gesê, hierdie man het geen genade oor my nie. Toe sê my ma, hy weet wat hy sê. Luister na hom, kom in die woord in. Want die woord is die krag wat die oortuiging gee. Dawie kan nie oortuig nie, maar hy wat in my is, kan jou oortuig. Ek hoop nie jy hoor Dawie vandag nie. Dawie het lankal gesterf. Ek dink my skoolmaats wat hierdie boodskap luister vandag, dink hierdie ou wat so skaam was, hy leef lankal nie meer nie. Hy's dood daar op Ermelo. Maar Christus leef. En dis wat belangrik is. Ek wil vanmôre maar net vir jou woord bring, maar hierdie woord is hierso en ek wil hom bring. Romeine 1 vers 16, hoor wat sê, ek gee dit vir jou, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Ek skaam my nie. I don't care. Want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Hierdie is 'n krag. Dit gaan oor redding. Daar's twee tipes mense op aarde.
Een wat gered is en een wat nie gered is nie. Die woord sê, Jesus het nie gekom om die wêreld te oordeel nie. Die ou testament was oordeel, was straf, was wet. Nuwe testament is genade. Jesus het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, het gekom om die wêreld te red. Ek weet nie, hoor my hart vanmôre. Hoor my hart vanmôre. Ek praat met jou. Ek praat oor autoriteit. Vat jou autoriteit. Jy kan miskien nie voor skares praat of Angus Baggan wees of wat ook al nie. Maar jy kan net een persoon red. En die eerste persoon wat jy moet red is jouself. Waar begin jy? Deur te sterf in jouself. Sê Here, hier's ek gebroken. Kan ek vir jou sê, as jy nie kan jammer sê vir die Here nie, dan beteken dit jy sondig teen die Heilige Gees, want as die Heilige Gees vir jou sê jy is jammer, sê jy is jammer vir die Here, bely jou sondes, dan is jy op 'n goeie plek, dan leef Dawid nie meer nie, maar Christus leef in my. Maar net jy het daai sleutel om dit te kan sê. Ek weet nie hoekom sê ek hierdie goed nie. Miskien praat ek met jou. God wil jou gebruik. Ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie, want dit is die krag van redding. Ek spreek dit oor jou vandag. Daar's 'n bediening binne in jou. Vat die woord, neem dit ernstig op. Kan ek vir jou bid? Here, dankie vir u woord. Ek skaam my nie vir die evangelie nie. Dankie vir hierdie woord wat ek vandag vir iemand kan sê. Here, ek bid dat ons in Suid-Afrika net soos goed soos ons kan rugby speel, dat ons ook kan sielewenners word. Dat die hele wêreld na ons sal kyk om te sê, Suid-Afrika, sielewenners vir Jesus. Ons kan dit doen, Here. Dit is binne in ons DNA. Laat ons dit doen. Ek bid vir hierdie persoon vandag, Here. Ek seën hierdie persoon. Here, ek spreek die krag van die Here oor hierdie persoon, dat hierdie persoon ook in die woord sal kom, en ook nie hom of haar sal skaam vir die evangelie van Jesus Christus nie. Dankie. Dankie daarvoor. Amen. Geseënde dag vir jou. Weet dat jou beste nog sekerlik voorlê en dat Jesus jou onbeskryflik baie lief het. Totsiens, tot 'n volgende keer.